Welkom terug by A Happier You. Ek is Minkie Jacobs. Hierdie is jou show, hierdie is my show, die show waar ons onsself beter leer ken. En daar's so baie dinge wat jou as 'n individu vorm in wat jy vandag is. First of all, jou upbringing. Yes, ons praat baie oor ons geskiedenis en ons praat baie oor hoe die manier hoe ons groot geword het vandag 'n invloed op ons het. Ons praat baie oor persoonlikhede en die mense in jou lewe en hoe hulle jou beïnvloed. Maar een ding wat ook 'n baie groot rol speel in my opinie is nuus. Gewone nuus, globale nuus en Suid-Afrikaanse nuus. Gebeure wat in die wêreld elke dag plaasvind terwyl ek en jy ons koffie drink. En ek glo nog altyd dat knowledge is power. Ek is redelik op date met wat in die wêreld aan die gang is. Ek ken nie noodwendig alle politieke details nie, maar ek weet hoe, wat en waar, omdat ek elke dag nuus luister byvoorbeeld. En ek dink dit maak vir 'n wel-ingeligte mens. En dis wat ek wil hê jy ook moet wees. Ek wil hê jou algemene kennis moet op 'n plek wees waar jy ordentlike gesprekke met intelligente mense kan voer. Sodat wanneer jy in situasies geplaas word waar iemand vir jou vra, luister, wat dink jy van Trump wat die president is? Jy moet ten minste weet wie Trump is en jy moet weet dat hy hierdie jaar teenoor kandidaat Kamala Harris gestaan het en dat sy vir Joe Biden vervang het in 2024 as die leier van die Demokratiese Party. Miskien is dit dalk nou klein bietjie 'n ander tipe episode as waaraan jy gewoond is, wat gewoonlik uit my mond uitkom, maar dis ook iets waaroor ek baie passievol is. En op die einde van die dag gaan dit vir my oor die individu. Hoe kan ons jou die beste jy maak wat jy kan wees? En dit sluit kennis oor jouself, oor jou familie en jou verlede in, maar ook die huidige samestelling van die wêreld waarin jy leef. In hierdie episode gaan ons bietjie van 'n recap doen oor al die nuus wat in 2024 gebeur het, sodat vir as jy om die Kersfeestafel sit en iemand begin 'n gesprek, dan kan jy deelneem daaraan. En na dit gaan ek vir jou vertel wat ek dink ons op moet fokus in 2025. Jy as 'n individu, ek en jy op hierdie show, en hoe ons in 2025 ons volle potensiaal kan probeer bereik, because there's no quick fixes. Let's face it. Jy kan nie een verandering in jou lewe maak en hoop môre is jy 'n beter mens nie. Hierdie is 'n ongoing process as we are ever trying to develop into becoming our true selves. Bietjie later chat ons oor hoe 2025 'n beter jaar vir jou kan wees, want ek weet jy's dalk moeg en jy's lus vir 'n verandering, 'n vernuwing in jou huidige omstandighede. Ek gaan vir jou vertel hoe jy dit kan doen. So ek hoop jy is gereed. Kom ons kyk na alles wat hierdie jaar gebeur het. Dis nie 'n super lang lys nie. So Tyla het hierdie jaar gebeur, né? Ja. Ek is nou al so accustomed to Tyla en Water en Truth or Dare. Dis die twee liedjies wat heeltyd op die radio speel. So daai twee is ek wel bekend mee. Maar Tyla het hierdie jaar gebeur. Sy het haar awards hierdie jaar gewen. Sy het haar mansions in Amerika hierdie jaar gekoop. Een ding wat ook hierdie jaar gebeur het en dit was onlangs is Liam Payne van One Direction is oorlede. Hierdie jaar was ook die eerste herdenking van Matthew Perry se dood. In Suid-Afrika, kom ons kyk na Suid-Afrikaanse konteks. Hierdie jaar het Suid-Afrika 2 voormalige ministers van finansies verloor, aan die dood afgestaan. Die een was Pravin Gordhan, my pa het altyd oor hom gepraat. Dis die enigste rede hoekom ek regtig weet wie Pravin Gordhan is as gevolg van my pa se invloed. En die ander een was Tito Mboweni. Hy het ook vanjaar afgesterf en hulle was albei voormalige ministers van finansies in Suid-Afrika. Dis nou 'n goeie voorbeeld. Dis nou as jy hierdie vakansie, as jy ooit daai name hoor, dan weet jy presies wie dit is. Okay? En ek neem nie aan jy's dom nie, dis glad nie wat ek doen nie, ek herinner jou net. En nou in Suid-Afrika, 30 jaar later, na 1994, het die ANC hulle meerderheid in stemme verloor. En Suid-Afrika kry 'n Government of National Unity. Is dit ons woord van die jaar? Government of National Unity. En daai samestelling in die government gaan debatably goed. Het gaan alright. Dan, in Suid-Afrika, ons het ook ons heel eerste hearing impaired mevrou Suid-Afrika gekry, Mia Leroux, 24-jarige. Sy kon toe nou nie deelneem aan Miss Universe nie. Sy het onttrek as gevolg van gesondheidsredes. Onlangs is Donald Trump ook toe nou die nuwe president van Amerika. Amper sê ek gekroon, hy's nie gekroon nie. Hy's in 'n demokratiese stemproses verkies as Amerika se volgende president. En Kamala, vrou wat teenoor hom gestaan het in die Demokratiese Party, se ras en die claims wat sy gemaak het oor haar verlede en haar familie is bevraagteken. Ek gaan nie in detail daaroor gaan nie, want dan gaan ek dalk goeie sê wat mense offend. So gaan lees bietjie wat gebeur het met Kamala in terme van die claims wat sy gehad het oor haar ras en haar geskiedenis. Nou, Elon Musk is officially now a politician. I knew this was coming.
Trump het hom daar so ingewerk en Elon Musk is nou 'n politician. Like it's official. Wat is daai man nie? Anyway, ek's 'n groot Elon Musk fan. Net omdat ek dink hy goed is vir die wêreld. Ek question party van sy dinge, maar kom ons gaan nie te diep daarin nie. Anyway, die Paris Olympics het ook hierdie jaar gebeur. Onthou jy die breakdancer van Australië? Sy het my laat glo dat ek ook kan dans. Ek kan glad nie dans nie. Ek kan baie dinge doen, maar dans is nie een van hulle nie. My CrossFit coach sê nou die dag vir my, ja, you have the rhythm of a peach. Dis ek so, okay, ek gaan nie daarmee strei nie. Want ek glo, as iemand iets sê wat waar is, then I'll just take it. Then it's fine. It's fine, I'm not going to argue with you. So I do have the rhythm of a peach. So maybe kan ek ook Olympics toe gaan. Verder die gesprek op 'n globale skaal rakende transgender mense in sport. Daai gesprek gaan voort. Hier's 'n baie interessante een wat hierdie jaar ook bekend geraak het, is Norway is die eerste land wat dit reg gekry het om meer elektriese karre op hulle paaie te hê as petrolkarre. Hier gaan ons. Ek dink ek sal ooit 'n elektriese kar ry nie, not gonna lie. Dit's te veel moeite. Ek dink net in Suid-Afrika is dit nog nie moontlik nie. Jy weet, want ek het hierdie jaar seker 'n handjie vol, en dan bedoel ek nou 5, soos charging outlets gesien. Ek wil nie op die N1 ry en dan, oeps, daar vrek my kar saam met my foon se battery nie. Imagine that. Tupperware is bankrot na 80 jaar. Jy weet hoe ek oor plastics voel, so I'm not gonna say much about that. Dan, Matabella pap is discontinued. Oh my soul! Bokomo het besluit, Matabella is nou klaar. It's not happening anymore. It's my baie hartseer. Dan het ons ook onlangs daai piesang situasie gehad. Daai kunstenaar wat die piesang gemaak het met soos ducktape oor en dit verkoop het vir $6.2 miljoen. En toe die ou wat dit gekoop het, eet toe die piesang. Moet ons daaroor praat? Moet ek vir jou sê hoe ek voel oor die feit dat iemand $6.2 miljoen vir 'n piesang betaal het. En dan kry jy nou pageants op 'n globale skaal wat probeer poverty fight. Kan ons net gou hier begin, asseblief? Kan ons net gou vir hierdie ou vra? Imagine gou wat $6.2 miljoen sal kan doen vir 'n organisasie wat besig is om world hunger te fight. Ozempic happened this year. Ek gaan nie my uitlaat oor Ozempic nie. Net omdat ek nie 'n dokter is nie, maar ja, as jy iemand ken wat Ozempic gevat het en dit gehelp, ek's baie bly dit het gehelp. I'm all for a happy lifestyle with guidance and help along the way, and equipping the individual to actually live a healthy lifestyle, you know, not relying on a medication such as Ozempic. Maar ja, so Ozempic craze was hierdie jaar gewees. Hoor wat het Madonna hierdie jaar gedoen? Net sodat jy ook weet wat in pop culture met die 80er artists, amper sê ek die ouer artists, die 80er jare se artists aan die gang is. Sy het 'n gratis konsert in Brazil aangebied. Gratis. 1.6 miljoen mense het gaan kyk. En nog 'n ding, nou, wat soos nou gebeur het, is Woolworths se eis gaan nou ook privaat skool toe. Alright? En nie waar nie, in die Drakensberge. Ek het nou 'n bietjie gaan kyk wat kos so 'n Woolworths sakkie Drakensberg mineral water ice. Dit kos R29.99 vir 'n 3 kg. Ek weet nie wat kos ys nie, want ek maak my eie ys. The magician that I am. Ek kry dit uit die tap uit en dan vries ek dit en dan het ek dit basically for free. Jan Bloukaas is oorlede hierdie jaar. Ook vir my persoonlik, as jy my video op Instagram gesien het, is vir my 'n baie rowwe saak. Kanker is 'n bitter rowwe topic. Ek het ook 'n geskiedenis daarmee, nie dat ek dit het of gehad het nie, maar dit is baie prominent in my familie en miskien sal ons enige episode doen oor genetic counselling. Dis wat ek moes gaan doen het. Nie counselling soos in ons praat nou met 'n persoon in 'n therapy session nie, maar ons het my gene gaan ontleed en gekyk hoe groot my risk is. Dit's bitter interessant. Ek gaan kyk of ek 'n episode saam met Robin is die vrou wat my genetic counselor was. Ek gaan 'n bietjie daar dieper in delf binnekort. Dan, op 'n hele ander noot, Breaking Bad. Okay, het jy al Breaking Bad gekyk? As jy nog nie Breaking Bad gaan kyk het nie, doen dit. Breaking Bad en The Office. Dit is soos die twee voorgeskrewe, as jy ooit my vriend wil wees, dan moet jy daai twee kyk. Breaking Bad is fantasties en The Office is just the cream of the crop. Maar Suid-Afrika het ons eie Walter White gehad. Nou, Walter White is een van die lead characters, of eintlik maar die lead character, in Breaking Bad. Dit gaan oor 'n pa wat kanker kry en toe sy gesin wil ondersteun, seker maak dat hulle finansiëel op 'n goeie plek is. Toe begin hy meth/tik kook in soos 'n karavaan.
En okay, dis nie iets om oor te lag nie. Soos drug use en addiction. Addiction is iets wat ek ook eendag oor wil praat, maar so obviously is dit nie 'n joke nie, maar dit was 'n bietjie snaaks. Dit het memes geraak in Suid-Afrika, waar Suid-Afrika ons eie Walter White gehad het. Daar's 'n oom met 'n lab in Groblersdal. Hulle is gearresteer, insluitende 3 Meksikaanse mense. En hulle het 'n multi-million-dollar crystal meth lab in Groblersdal gehardloop. Iets wat baie interessant is ook, Suid-Afrika is een van die grootste meth/tik markte in die wêreld en vervoerdestinasies vir drugs. Dis nou volgens die United Nations se Office of Drug and Crime. That is a problem. En dan Jeffrey Epstein. Ek moet nou baie hard probeer om nie lelike woorde te gebruik nie. Jeffrey Epstein en sy chommy, Ghislaine Maxwell, Gillian, not that I care, het so baie meisies, en ek kon nie 'n spesifieke getal kry nie, en ek wil nou nie vir jou jok op hierdie episode nie, maar so baie meisies getraffic en mishandel. Hy het selfmoord gepleeg, by the way. So wat met hom gebeur het, is hierdie jaar het sy lys van chommies bekend geraak. Want dit was 'n huge ding, soos ons almal het verwag dat daar ander mense ook betrokke was in hierdie groot skema wat hulle gehardloop het, waar hulle meisies so seer gemaak het, seksueel so seer gemaak het. Hier is die mense wat op daai lysie was. Onder andere Donald Trump, Prince Andrew of Britain, Bill Clinton en Stephen Hawking. Ek moet net bysit van Stephen Hawking. According to The Guardian, Stephen Hawking, who died in 2018, has not been accused of a crime related to Epstein. En die ander kan jy maar glo wat jy wil. Weet net, it goes deeper. King Charles III is gediagnoseer met kanker. Barbenheimer happen. Daai vir Barbie en Oppenheimer. Nou daarso. Daai was nou vir my hierdie jaar 'n goeie indikasie van die tipe mens wat jy is. As jy aan die Barbie kant was, it says a lot. As jy aan die Oppenheimer kant was, it says a lot. As jy soos ek, kind of in die middel was en altyd gesien het, jy's 'n lekker mens. Maar anyway, daai fight was toe nou Oppenheimer het gewen, dankie tog. ChatGPT became our best friend this year. Inside Out 2, dit is 'n fantastiese animation, asseblief kyk dit. Dit is so goed, dit gaan oor emosies en hoe dit in ons kop baie keer soos 'n warbel voel. Maar dis 'n animation, dis gebaseer op 'n dogtertjie se storie, maar dis regtig goed. Inside Out 2 became the highest grossing animated film ever, finally surpassing Frozen 2. Die oorlog in Gaza duur nog voort. Russia en Ukraine is nog steeds aan die gang. Baie mense glo dat 2024 die warmste jaar op rekord was. Ook ek voel ons het dit laas jaar ook gesê. Dit gaan maar net warmer en warmer en warmer raak. Okay, nou hier's ene wat my brein heeltemal breek. En dis Beyoncé. Die manier hoe daai vrou verafgod word, breek my brein heeltemal. Maar dit is ook 'n kulturele ding wat ons nou al 'n rukkie lank mee deel, is celebrities en pop music en hoe hulle verafgod word. Okay? Ek is redelik ernstig oor hierdie. Nou wat nou gebeur het met Beyoncé is, sy's onlangs, soos 'n paar weke terug, gevote as the best pop artist of the 21st century. Now hear me out. I can appreciate talent. Yes, I can. Ek kan raak sien Beyoncé sing goed, sy het lekker vocal cords aan haar. Sy's 'n mooi vrou. Ek kan acknowledge dat Taylor Swift above average sing en sy's aantreklik. But that's kind of where it stops. Wat nou met Beyoncé gebeur het, is sy is in 'n hele course verander. The University of Yale turned Beyoncé into a course, so you can go and study her cultural and political impact. Net vir as jy nie access tot YouTube het nie, dan kan jy dit nou gaan swat by Yale. Dan as dit kom by Suid-Afrikaanse celebrities, so baie die afgelope paar maande 'n egskeiding aangekondig en ek wou in dieper detail ingaan en toe stel my man voor ek doen dit nie, want eers was ek so, okay nee, maar ek moet. Want mense moet presies weet wat, waar en hoe. Toe sê hy, maar wil ek die tipe mens wees wat nog lig skyn op hulle pyn? En toe besluit ek nee. En ek neem aan, as jy enige van hierdie Suid-Afrikaanse celebrities volg, ek kan nou aan 4 dink, wat die afgelope paar maande egskeiding aangekondig het. Dis vir my baie sad. En dis ook een van die redes hoekom ek
die hele celebrity culture vir my bietjie van 'n probleem is, want ons almal is mense, maar ek dink net, as mens sulke goed raak sien rondom jou, en sekere mense wat jy belangrik ag, maak besluite, gee dit dan vir jou ook 'n rede om jou eie aksies te justify, subconsciously. Want omdat ons so mense op 'n pedestal sit, jy weet, maar as hy of sy dit doen, dan is dit seker alright, want hulle is sulke amazing mense, hulle is so ryk en so suksesvol. As hulle dit doen, dan is dit seker okay as ek dit ook doen. En dan as dit by sulke ontsettende hartseer goeters kom, soos 'n egskeiding, dan raak die lyne vir my so bietjie blurred. En ja, dis baie sad dat ons daai egskeidings hierdie jaar gehad het. Wat ons ook hierdie jaar gehad het, is baie questionable op my age en alles wat daarna gevolg het. Laaste maar nie die minste nie, iets wat jy dalk misgelees het, was die Spaza Shop situasie in Suid-Afrika. Ek het 'n tannie wat vir die government werk, en so kon ek so klein bietjie op datum bly wat daar ook aan die gang is. Maar daar het so baie kinders en mense siek geraak en afgesterf as gevolg van die kos wat verkoop word in Spaza Shops. En ek het nou die dag op die nuus gehoor dat Suid-Afrika se government besef het dat hierdie Spaza Shops nou 'n probleem is in terme van die kos wat hulle verkoop, en hordes is toegemaak as 'n gevolg daarvan. Dis my nog 'n hartseer verhaal hier uit Suid-Afrika uit. Daai is al die groot dinge wat ek kon onthou wat hierdie jaar gebeur het. En toe ek vir jou op Instagram vra wat was vir jou 'n groot nuus storie, die nommer 1 ding uit jou terugvoer was die egskeidings. En ek dink dis die geval, want dis iets wat jy nie verwag nie, of iets wat jy dalk besef kan definitief ook met jou gebeur. Dis nader aan 'n persoonlike ervaring as byvoorbeeld 'n oorlog in die ooste. 'n Golden thread wat ek deur hierdie jaar se nuus gesien het, is brokenness. Ek het nie een positiewe storie nou met jou gedeel, behalwe Thailand nie. Sy is goed vir Suid-Afrika. En dit hang ook af waar jy staan met die Government of National Unity en waar jy staan met wat jy dink in Amerika se politiek aan die gang is. Maar die wêreld is so gebreek, so broken. Mense gaan dood, mense maak mekaar seer, daar's so baie oorloë. En jy mag dalk nou dink dat geen van hierdie goed regtig invloed op jou het nie. Daar was 'n ruk lank wat ek bewustelik besluit het om net glad nie meer nuus in die oggende in die kar te luister nie en net musiek te luister. Maar soos daar wêreldwyd elke dag dinge gebeur, weet ek ook dat daar elke dag dinge in jou kop en in jou hart ook gebeur. Miskien 'n warrelwind, 'n warboel van emosies, 'n sense of overwhelm, 'n gevoel van ek wil net bietjie verandering hê, ek's oor dit, ek wil nie meer nie. Of dalk is jy op 'n fantastiese plek. Hierdie was 'n great jaar. Ek het 'n kind gekry, ek het getrou hierdie jaar, ek het 'n nuwe werk gekry, ek het 'n nuwe huis gekry. Miskien is dit jy. Miskien luister jy vandag met 'n ontsettende dankbare hart. Of jy luister vandag met 'n ontsettende gebroke, confused hart. Gaan neem net 'n oomblik. En 'n goeie praktiese manier om hierdie te doen is om letterlik jou foon te vat en deur jou gallery te scroll en net te kyk na alles wat jy hierdie jaar gedoen het. Al die foto's wat jy geneem het. Want ek het al vergeet ek het verjaar. Ek verjaar in Maart. Ek verjaar nou amper. Ek kan nie onthou wat ek hierdie jaar op my verjaarsdag gedoen het nie en dis hartseer. So gaan scroll bietjie op jou foon, herinner jouself aan al die dinge wat hierdie jaar in jou guns getel het. Herinner jouself van al die dinge wat jy oorkom het hierdie jaar. Hierdie jaar se winter, was vir my baie erg. En baie van dit skryf ek toe aan die feit dat die son nooit geskyn het in die Weskaap nie. Nooit. Dit het so baie gereën hierdie winter, letterlik weke en weke en weke aan een. So my Vitamin D was super laag. Ek was regtig nie op 'n goeie plek Junie van jaar nie. Maar nou as ek bietjie sit en dink, presies alles wat ek gevoel en ervaar het, en moet nou nie dink is simpel nie, maar ek kan nie onthou hoekom ek so gestres was nie. Soos die dinge in ons lewe en die mense en die situasies en die emosies kom en gaan, is die einde van die jaar regtig 'n goeie tyd om bietjie te reflect. En ja, almal sê vir jou, reflect, meditate, dink, voel goed, maar ek wil net hê jy moet besef hoe belangrik dit regtig is. Sodat jy, as jy in 2025 ingaan, dinge in plek stel wat regtig gegrond is op rede. Want nie eers resolutions soos ek gaan ophou vape, ek gaan ophou rook, ek gaan ophou drink, ek gaan begin gym. Hoekom? Waar is daai oortuigings gegrond? Nee, want fiks wees is nou die cool ding om te doen. Dan gaan dit nie hou nie, hoor.
dit gaan nie hou nie. Die groot ding wat ek in 2025 vir my persoonlik gaan invat, en ek dink dit kan vir jou ook werk, is om vir jouself te vra, waarop spandeer ek my emotional capacity? Waarop spandeer ek emosie? En met spandeer emosie, bedoel ek eenvoudig, waaraan sit en dink jy op 'n konstante basis? Waaraan bied jy jou gedagtes? Waarvoor maak jy spasie in jou gedagtes? Maak jy spasie vir wat ander mense van jou dink? Maak jy spasie vir kommer oor of jy genoeg gedoen het? Maak jy spasie vir, maar hierdie persoon moet net van my hou? Maak jy spasie vir gedagtes van ek is vet, ek is nie goed genoeg nie? Of besluit jy om sulke gedagtes nie te entertain nie? Want as ek praat van emosies spandeer, verwys ek na gedagtes entertain. Mag jy New Year's resolutions, ek hou nie van die woord nie, want dit hou nooit vir my nie. Soos letterlik 3 dae en dan is ek so, kom ek, gaan maar net weer terug na my old ways. Maar as jy nie 'n ordentlike hoekom het nie, jou why, my man sê dit altyd vir my, wat is jou why? Laat dit wees wat jou dryf. Laat dit wees wat jou guide. So as jy moet New Year's resolutions instel hierdie jaar, laat hulle almal van 'n plek af kom wat jou siel gaan voed. As jy nou 'n lysie gaan sit en maak, selfs al is jou title nie New Year's Resolutions 2025 nie, selfs al sit jy en dink net dalk bietjie, ek wonder wat het 2025 vir my? Wat hou 2025 vir my in? Of wat beplan ek om alles hierdie jaar te doen? Laat elke liewe een van daai goedjies wat jy opnoem, selfs al is dit net een, ek dink ek gaan net een hê. As dit 3, 4, 5, laat elke liewe een van hulle 'n ordentlike hoekom hê. 'n Ordentlike why. En 'n why wat sin maak. Ek wil byvoorbeeld, ek het 2, ek weet ek nog sê 1, maar ek het 2. 1 gaan oor don't sweat the small stuff, en dis wat Jan Bloukaas se dood my laat besef het. Hou op worry oor nietighede. Hou op worry oor wat jou kollegas van jou gaan dink. As jy weet jy het jou beste gedoen, then that's it. En my why vir don't sweat the small stuff is omdat daar groter dinge is wat saak maak. En omdat ek weet, want ek ken myself, sweating the small stuff will result in a lot of anxiety, onnodige angstigheid. Want ek het my lewe hierdie jaar bietjie geanalyseer en gesien wat gebeur as ek watse tipe gedagtes entertain. So dis hoekom ek nie die small stuff wil sweat nie. Want ek weet, daar's groter dinge ter sprake. As ek byvoorbeeld deeltyd gaan top oor my werksituasie en die feit dat ek 'n kontrakteur is en stres oor die feit dat hulle my kontrak enige dag kan eindig en stres oor maar waar gaan ek 'n volgende werk kry. Dit gaan my verhouding byvoorbeeld by die huis met my man beïnvloed, want my brein het dan nie kapasiteit om aan enigiets anders te dink as net daaroor te worry en net daaroor angstig te wees nie. So daai small thing is going to have an impact on the bigger thing that matters, which is the peace in my home. Die vrede in my huwelik. So dit is my hoekom vir don't sweat the small stuff. My volgende ene is I want to be the healthiest me that I can be. Nie vir jou op Instagram om my biceps vir jou te wys nie. Nie vir my om te kan goed voel in 'n bikini nie. Nie vir my om te weet ek lyk perky as ek gaan squats doen nie. Maar omdat ek 'n kind wil groei. Sodat ek weet ek het alles gedoen wat ek kon doen om 'n gesonde kind in die lewe in te bring. Ek weet ek kan nie nou sê of bepaal wat die Here se plan is met my kind se geboorte nie, of hoe die kind gebore gaan word nie, maar ek weet ek kan preparations in my liggaam doen. En dit is die why. Dit is hoekom ek die gesondste ek wil wees. Maar al die ander goeders is nie wat my gaan committed hou nie. So ek hoop dat jy kan tyd afstaan voor jy weer met die buzz van die lewe begin in Januarie. En net al jou whys identifiseer. Evenal vergeet jy dat alles wat ons nou gesê het. Evenal vergeet jy dat Beyoncé nou 'n course is by Yale University. Maak net seker dat jy 2025 ingaan met 'n deeply rooted why. 'n Diep gevestigde rede hoekom jy doen wat jy doen. Geseënde Kersfees, geseënde Christusfees. I'll catch you in the next one.